Seënaanbidding, my verduideliking op Japie van Sail se videoreeks van die toekomstige bruilof. Nou baie Israeliete sal weer nou sê, here we go again, omdat ek reageer op meneer van Sail se video. Maar ek wil vandag vir u uitwys, in baie opsigte glo ons dieselfde. En so moet ons kyk hoe ons as volk, as 'n eenheid, saam kan funksioneer en as 'n volk saam verootmoedig. Om te weet wat van ons verwag word om éventueel uit te kan kom by 'n punt van volksverootmoediging. Ja, en ek stem 100% saam en dalk moet ek en Japie 'n debat hieroor voer op Zoom om ons verskille uit te praat en dan sal ons dalk kan besef dat ons dieselfde wese aanbid. Maar nou klink dit of ons uit twee verskillende monde praat en dit maak die volk die mekaar. Daar kom verdeeldheid en ek is nie 'n persoon vir verdeeldheid nie. En ek wil graag hê dat ons as volk moet eengesind wees. Ons moet as volk saam Jahwe se feeste hou en so moet ons saam vergader 3 maal in die jaar soos Jahwe se wet dit voorskryf. Maar soos Yeshua gesê het, bring hy verdeeldheid en ongelukkig deur hom kom daar nou 'n skeuring onder ons volk. Yeshua sê hy het niks van die wet of die profete kom wegvat nie in Matteus 5 vers 17 tot 19. Maar gelowiges vat die lam uit die Pesach terwyl Yeshua daardie aand saam met sy disippels besig gehou het en gesê het, doen dit tot my gedagtenis. Dit wil sê, hou die fees tot sy gedagtenis. En dit is presies wat Eksodus 12 vers 42 vir ons sê, ons moet die fees steeds vier, soos voorgeskryf, soos Yeshua dit gehou het. En so laat Yeshua die fees weer voortleef, sodat ons die feeste moet hou, want die feeste is 'n ewige insetting. En so kom daar skeuring oor Yeshua en die volk gebruik nie hulle onveranderlike handlyn om die feeste te hou soos dit voorgeskrywe was nie. En sê die feeste en ook die wet is deur Yeshua gestop gewees of het verander. En dit is hoekom ons nie eengesind kan wees nie. As ons 'n eenheid vorm, dan is ons eengesind met Jahwe se feeste ook. En dan sal ons, soos oom Siener sê, in ons hart reg wees, want ons sal onder die beskerming van die bloed van die lam wees. Nou dan die derde wêreldoorlog aan ons deur klop. Dis as die derde wêreldoorlog of ander oproer oor ons kom, hoef ons nie te vrees nie, want ons is steeds in die laar. Die bloed van die lam beskerm ons. Ons is reg in die hart en ons dien Jahwe met ons hele hart en siel, want ons hou ook sy feeste. Dit waarvan die volk afgewyk het. Maar ons herders leer nie ons van sy feeste nie. En dit word van ons weggeneem. En dit is waaroor Daniël ons gewaarsku het in Daniël 7 vers 25. So hoe kan ons eengesind word as ons boekdele van Jahwe se wet wegneem en sê die feeste is nie meer op ons van toepassing nie, of ons haal die lam uit die besigheid? Jahwe sê keer terug na my, maar ons vra waarin moet ons terugkeer? Dus vanaf ons voorouers se dae het hulle van Jahwe se insettinge, dit wil sê sy feeste afgewyk. En so sien ons in vers 6, Jahwe verander nie. Dus sal sy feeste nie verander nie. En dit is waarna ons moet terugkeer. Sy insettinge is ook sy feeste, maar nou onderhou ons dit nie. Die derde wêreldoorlog is voor die deur volgens meneer van Sail en daar kom 'n groot verwoesting. Hoekom word die aarde geskit en waggel dit soos 'n dronkaard? Wat is die rede vir hierdie verwoesting in Jesaja 24 vers 19 tot 20? Kom ons gaan kyk bietjie na vers 5 van Jesaja 24. Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners, want hulle het die wette oortree, die insettinge, dit wil sê die feeste is deel van die insettinge, geskend. En die ewige verbond by die Sabbat, die besnydenis en die fees van die weke ook is ook 'n ewige verbond, verbreek, dit wil sê die reënboogverbond is die fees vir weke. Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet. Daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar min mense oor. Dis kan ons net eengesind word as ons herders ons leer van Jahwe se feeste. En dan 3 maal 'n jaar 'n samekomsreël vir die volk om saam die feeste by te woon. En jy kan nie jou as Israel reken en op Jahwe se verbond en beloftes wil aanspraak maak as jy nie in verbond is met hom nie. En as jy nie eerste of die tweede Pasga hou soos in Numeri 9, dan word jy van die volksgenote afgesny. Jy's buite die laar van die beskerming. So as jy in sy verbond is jy geregtig op sy feeste en jy is in die bruilofsaal en Yeshua sal saam met jou die fees hou. Maar buite sal wees die wat nie hulle bruilofskleed aan het nie. So kom ons raak eengesind en ons word deel van die verbond. Kom ons luister na mekaar se sienings en ons voer 'n debat daaroor sonder om vir mekaar kwaad te word of mekaar te blok nie. As ons nie saam met iemand stem nie, hou dit in gedagte wat hierdie persoon sê en gaan toets dit met die skrif.
Bid gereeld vir wysheid en kennis van die woord en lees en bestudeer die woord en dit sal geopenbaar word as jy werklik die waarheid gaan soek. Nou met die een gedagte wil ek hier gedeeltes uitwys van meneer Van Zyl se video en hoe ons eintlik in dieselfde wese glo. En so sal ek u uitwys, Jahwe verander nie, soos ons kan sien in Malagi 3 vers 6 en Hebreërs 13 vers 8. Maar eers moet ons besef dat die seën vir ons verborge was. Baie dink dat Yeshua nou net sy verskyning gemaak het in die Nuwe Testament. Dan lieg die skrywer seker van Hebreërs 13 vers 8 mos, wat sê, hy verander nie, hy is gister, vandag dieselfde tot in ewigheid. Of wat nou nog van Johannes 17 vers 5, sê Yeshua, en nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Let wel, Yeshua was daar van die begin af, en Johannes 1 vers 1 tot 3 bevestig dit ook, dat Yeshua van die begin by Elohim was, en dan sê Johannes ook dat Yeshua was ook Elohim. Omdat Yeshua verborge was, besef ons nie wie hy is nie, en so moet ons die kennis van hom bekom, en in sy genade groei, soos in Johannes 17 vers 3, 2 Petrus 3 vers 18. As ons hom ken, kom ons tot 'n eenheid in die geloof, want ons het die kennis van die Seun van Elohim. En so word ons volwassenes. Ons drink nie meer net melk nie, maar ons eet van hierdie vaste spys. Ons eet van die brood van die lewe. Want hy is die ware brood en hy is die ewige lewe, want hy was die boom van die lewe, waaraan Adam en Gawa of Eva hulle moes verbind het, om van te eet. Maar hulle wou nie. En so word hy verwerp toe hy die wet vir hulle wou gegee het op die berg Sinaï. En hulle wil nie daarna luister nie, hulle kies Moses as 'n middelaar. Hulle verwerp hom as koning en hulle kies Saul as 'n koning oor hulle. En hier kom Barabbas en Yeshua en wie kies hulle? Vir Barabbas. Weereens verwerp hulle vir Yeshua want hulle wil nie hê hy moet koning oor hulle wees nie, want hy was al van die begin af vir hulle gegee gewees as die boom van die lewe om daarvan te eet, maar hulle wou nie, elke keer verwerp hulle hom. En indien Adam en Eva van hom geëet het, aan hom verbind was, dan sou hulle vir ewige lewe het, want hierdie seun het die ewige lewe. Nou ons moet twee goed soek en vind, en naamlik die eerste ene is, ons moet die koninkryk eers soek, en wat is dit? En dit wil sê, dit is die seun, want hy gaan koning wees, en hy gaan regeer, en Jaap, ek weet dit, en hy herken dit. Ja, dit hom aanvaar. Nice om te weet, hier is 'n Messias wat gaan regeer, en die werklike Messias. Dan moet ons die geregtigheid ook hê. Dit wil sê sy wetgewing en alles sal vir ons bygevoeg word of in plek val. Nou met die plasing wil ek nou nie enige twis of bekleierery veroorsaak nie. En soos ek gesê het, weet ek wat Japie bedoel en ek verstaan hoekom hy dit sê en dat hy so 'n passie het oor Jahwe. Om sodoende die mense uit te wys dat hulle in seënaanbidding val. En ja, as jy dink jy het die koning gevind, maar hou nie sy gebooie nie, dan is jy besig om die seun van die verderf te volg en nie die ware koning nie. Want Yeshua het net die Vader se weë kom verkondig. Ek weet die video gaan dalk lank wees en ek sal kyk of ek dit dalk miskien oor 'n paar video's kan deel. Maar ek gaan kyk of ek dit kort en kragtig kan hou en ek spreek hierdie onderwerp redelik in detail in die reeks wat ek maak, naamlik besef ons werklik Yeshua se goddelikheid en mag. So kyk gerus uit vir daardie video om sodoende meer in detail inligting oor die onderwerp te kry. En sodoende kan ons sien dat Yeshua alreeds in die Ou Testament tevoorskyn was. Nou kom ons kyk wat sê Japie, wie het neergedaal? Jahwe het op die derde dag voor die oë van Israel neergedaal op die berg Sinaï. As ons Yeshua se leer aanhang, dan moet ons kyk wie het Yeshua gesê het neergedaal. Let wel, Yeshua sê dat niemand opgevaar het in die hemel of neergedaal het nie, behalwe hy self. So gaan ons sy leer verwerp. Wie het dan neergedaal op die berg Sinaï? Dan in Johannes 6 sê hy weer dat hy uit die hemel neergedaal het, maar die mense dink hy is die seun van Josef en hulle glo hom nie dat hy neergedaal het nie. Dis as ons Yeshua se leer aanneem, dan weet ons net hy het neergedaal, want dit is wat hy mos vir ons kom leer het. Dit staan op swart en wit. En hy is die brood van die lewe wat ook neergedaal het. Dis beteken dit soos Japie sê dat Yeshua neergedaal het op die berg van Sinaï. Anders te lieg hy mos. Nou hoekom sê ek so? Want Hebreërs 13 vers 8 sê Yeshua Messias is gister, dit wil sê by die berg van Sinaï dieselfde en vandag dieselfde en tot in ewigheid is hy dieselfde. So kom ons luister verder. Dit was 'n verskriklike gesig. Daar was weerligte, wolke en wolke donkerheid
en die hele volk het gebewe van wat daar op die berg Sinaï dan ook gebeur. Let wel, dit was 'n verskriklike dag en kyk mooi, hoe kom Jahwe? Eksodus 19 vers 18, en die hele berg Sinaï het gerook, omdat Jahwe in, let wel, 'n vuur daarop neergedaal het. Weereens, Joshua het ons mos geleer dat net hy neergedaal het. Dit wil sê, hy is Jahwe en let wel, Jahwe het met vuur neergedaal. Nou as jy werklik jou Elohim ken, dan weet jy mos wat sy karaktereienskap is. En hierdie Elohim se karaktereienskap is vuur, let wel vuur. Hy het met vuur neergedaal. Jahwe praat met Moshe deur die vuur in die doringbos. En kyk nou mooi, daarom het ek neergedaal om hulle te verlos van die Egiptenare. Dit wil sê, wie het neergedaal? Yeshua het neergedaal. En hy sê, hy is die Elohim van Abraham, Isak en Jakob. Dit wil sê, hy het 'n verbond met hulle ook. Hy maak sy naam bekend aan Moshe en sê sy naam is Jahwe, Yod-Heh-Vav-Heh. Nou as ons kyk na die Paleo-Hebreëus, dan beteken daai naam kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker. Die Hebreëse name het 'n koneksie met wat die persoon gaan doen of gedoen het. Moshe beteken uit die water getrek, want Farao se dogter het hom uit die water uitgehaal. Sy naam pas by sy karakter, wat hy gaan doen of wat hy gedoen het. Kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker, dit is net weer eens 'n verwysing na Yeshua. Nou soos Jahwe, of met ander woorde Yeshua, neergedaal het in die vuur en op die berg verskyn het aan die volk en 'n verbond met hulle gesluit het, was daardie dag 'n verskriklike dag en die volk was bang geweest dat hulle gaan sterf. En so gaan Yeshua se koms weer wees. Let wel, Yeshua se koms. Nou met wie die volk 'n verbond gesluit? Was dit met die Vader of was dit met die engel van die verbond? Nou die woord engel word ons ook as 'n seun gesien van die Vader, soos hier in Job 2 vers 1. So kom ons kyk, wat sê die Ou Testament met wie ons 'n verbond het? Let wel, die engel, die seun het die volk uit Egipte gelei en let wel, hy het 'n verbond met hulle gesluit. Dit staan hier op wit en swart in Rigters 2 vers 1. So is daar nog skrifgedeeltes om hierdie gedeelte te bevestig, ons sal nou daarna kyk. So sy dag was verskriklik en die volk het gedink, hulle sal sterf. Nou Egipte is 'n spieelbeeld van die doderyk van slawerny. Nou wie het die volk uit die doderyk verlos? Yeshua. Sy karaktereienskap is ook verlossing, net soos hy hulle uit Egipte gelei het. Hy verander mos nie. Nou Samson se ouers het ook hierdie seun of hierdie engel ontmoet. En kyk nou mooi, soos Yeshua ons geleer het, dat net hy opgevaar en neergedaal het, het die engel met, let wel, vlam en vuur opgevaar na die hemel en Manoag hulle sê, ons sal sekerlik sterwe, omdat ons, let wel, Elohim gesien het. Maar hulle het 'n engel gesien daar. Wie was hierdie engel gewees? Yeshua. Die engel, of met ander woorde, die seun. En Jakob worstel met Elohim, maar Hosea 12 vers 5 sê, hy het met die engel geworstel. En die engel is Elohim. Ongelooflik. Nou as jy hierdie Elohim of engel van die verbond ken, sal jy weet Maleagi 3 praat van die engel van die verbond. Let wel, verbond. Dit wil sê, die engel, soos in Rigters 2 vers 1, het 'n verbond met die volk. Ons moet 1 plus 1 by mekaar sit, dan sal ons sien, dit is 2. Nou raai wat? Dit wat op Sinaï gebeur het, toe die volk so bang geword het en gebewe het, gaan weer gebeur. En let wel, dit is wanneer hierdie engel van die verbond weer gaan kom, en kyk wat sê Maleagi 3 vers 2. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? Hoekom? Want hy kom met vuur, net soos hy neergedaal het op die berg Sinaï, en die mense kan nie sy koms verdra nie. En Job 2 bevestig dit ook, kom hy met vuur en hy verteer alles. Ongelooflik. En raai wat? Ons het ons 'n begeerte vir Yeshua se koms. Nou net so het ons ook 'n begeerte na hierdie engel van die verbond se koms, soos wat Maleagi vir ons sê. En raai wat? Ken ons werklik vir Yeshua? Wat leer Yeshua ons? Hoe sal sy koms wees? Hy kom om vuur op die aarde te werp en kyk wat sê hy nou hierso in Lukas 12 vers 49. Hy wens dat hy dit al lankal op die aarde gewerp het. Dis kom hy om te verteer. Hy kom nie meer as 'n lam nie. En as ons kyk, sien ons die engel in Openbaring 8 vers 5, hy gooi vuur op die aarde en kyk mooi, daar kom donderslae, weerligte en aardbewings en dit is presies soos Jahwe neergedaal het op die berg van Sinaï.
Yeshua is Yahweh. Ongelooflik. En wie sal Yeshua se koms verdra? Want hierdie engel, dit is nie die seun van Josef nie, hy is die seun van die Almagtige. Hy is die engel van die verbond, of die seun van die verbond, en hy kom met vuur om die te verteer. Hy verander nie, maar ons volk bly blind en ons sien hom nie. Ons beskou hom net as 'n mens, die seun van Josef. OK, so kom ons kyk wat sê meneer van Zyl verder. En hier uit die wolke en wolke donkerheid, wat nou met blitse en weerligte slaan, kom daartoe 'n stem wat sê, ek is Yahweh, jou God. Nou Jabie sê dat Yeshua ons net kom leer het. So het ons al die Vader se stem gehoor? Nee, let wel, hulle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie, net Yeshua het, want mense sal sterf as hulle die Vader sien of hoor. Nou met wie het Moshe van aangesig tot aangesig op die berg Sinaï gespreek? Kyk wat sê Jubileum 1, wie het neergedaal en met Moshe gespreek? Interessant sê die Verargventend vertaling, die meester het neergedaal soos vlammende vuur. Gewoonlik gebruik die Verargventend vertaling die woord Vader, maar hier gebruik hulle meester. En Yeshua word baie keer meester genoem in die Nuwe Testament. En let wel, die teenswoordige engel, dit wil sê die engel van die verbond, naamlik Yeshua, praat met die volk en met Moshe. En hy gee Moshe die wet, en in Levitikus 23 sien ons die feeste. En Jahwe sê, hierdie feeste is, let wel, sy feeste. Maar snaaks genoeg, al die feeste gaan dan oor Yeshua. Ongelooflik. Kan julle al sien wie die onveranderlike Elohim is? Dis Yahweh, jou God, is Yeshua. Dis hoekom hy sê, as jy my lief het, bewaar, let wel, sy gebooie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Punt. Daar sê hy dit. Punt. Daar sê Jahwe, jy mag geen gode voor sy aangesig hê nie. Nou mag 'n vrou meer as een man hê? Nee, sy mag nie. Wie is haar man? Yeshua is die bruidegom, en hy sê dit self, verskeie gedeeltes in die Nuwe Testament. En hier in Exodus 4 besny Sipora haar seun en sy gooi, let wel, die vooruit voor Jahwe, daai wese wat neergedaal het, sy gooi sy vooruit voor Jahwe se voete en sy noem hom bloedbruidegom. Let wel, bloedbruidegom. Nou as Yeshua die bloedbruidegom is, dan beteken dit dat hy is die een wat die bloed gestort het vir sy volk. Nie die Vader nie. Die Vader is ons pa. Jy kan mos nie met jou pa trou nie, of kan jy? Nee, die wet verbied dit. Dit is hoekom dat Moab en die Ammoniete vervloekte geslag is. Deuteronomium 5:23. En toe julle die stem uit die duisternis hoor, terwyl die berg met vuur brand, Nou Jabie quoteer Deuteronomium 5 vers 24, ons het sy stem uit die vuur gehoor. Weereens, wie se stem was dit in die doringbos gewees in Exodus 3? Het iemand al die Vader se stem gehoor? Nee, dit was die engel wat met Moshe gespreek het, deur die vuur. En hierdie engel is Yeshua. En Yeshua sê dat nog niemand die Vader se stem op sy gedaante gesien het nie. Dit wil sê ook nie eens 'n gedaante in die vuur gesien het nie. En as mense sy gedaante gesien het, dan sal hulle gesterf het. En dit sluit Moshe in. vers 25. Maar waarom moet ons nou sterwe? Want hierdie groot vuur sal ons verteer. En dit is presies dieselfde karaktereienskappe van die seun of die engel van die verbond, soos in Maleagi 3 vers 2. Dan ook in hoofstuk 8 vers 3, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Yeshua is die brood van die lewe, manna uit die hemel. En as ons let wel van hom eet, sal ons nooit honger of dors word nie. En kyk nou mooi na Johannes 6. Hierso sê hy is die lewende brood. Wat se brood? Wat se woord kom uit die Skepper se mond uit? Die woord wat uit sy mond uitkom. Hy is die lewende brood wat, let wel, uit die hemel neergedaal het. So hy is die enigste een wat neergedaal het en opgevaar het, soos hy self sê. En dan let wel, as jy van hierdie brood eet, dit wil sê, as jy van hom eet, sal jy leef tot in ewigheid. Dieselfde met die boom van die lewe, as hulle van hom geëet het in die tuin van Eden, sou hulle vir ewig geleef het, maar hulle het die dood gekies. Dus as Yeshua die brood en die woord is, dan beteken dit mos, dit is wat uit sy mond uitgegaan het, van elke woord wat uit hom uitgegaan het, sal ons lewe. Dis was Yeshua die spreekbuis van die Vader, want alles wat die Vader sê, draai net so oor. Dis waar daar gespreek was met die volk of die profete, was dit Yeshua gewees.
Hy is die woord van die Vader. Hy was en is by die Vader en hy was daar van die begin af. Deur wie het ons die ewige lewe? Deur Yeshua. Hy is van die begin af die deur tot die Vader. En al hoe ons na die Vader toe kan gaan, is deur hom. Ons moet met hom trou. Ons verbind ons aan hom. Dit wil sê, dit is die verlovingstydperk. Dan gaan hy en hy maak vir ons plek reg in die Vader se huis. En omdat ons met hom trou, hou die Vader die bruilofsfees vir sy seun en vir die bruid. Dis om verbind te wees met hom of in verbond met hom te wees, gaan ons deur hom na die Vader toe en hy stel ons voor aan sy Vader. Maak dit sin? As hy die engel van die verbond was, wat 'n verbond met die volk gesluit het, en as die wet uit sy mond gegaan het, dan kan ons dit begryp as Yeshua sê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Ja, tot vandag toe, dis ek en jy. Wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot Jahwe bekeerd is, word die bedekking eers weggeneem. Ongelooflik. Sien julle dat tot vandag toe, wanneer ons Moses se boeke lees, dan is dit vir ons versluier. Let wel, die bedekking wat Jabie nie van praat, word deur wie vernietig? Deur Yeshua. En dan sê vers 16, as ons tot Jahwe bekeer, dan word daardie bedekking weggeneem. En soos vers 14, word dit deur Yeshua, let wel, deur Yeshua vernietig. Nou Here of Jahwe in die Strongse konteks, G2962, beteken Kyrios. God, Lord, Master, Sir. Nou na wie bekeer hulle? Na Yeshua of Jahwe? Of is hulle maar dieselfde wese? Nou snaaks genoeg dat Lord G2962 Kyrios beteken dieselfde as die Hebreëse woord H3068 en dit is Jahwe. Nou kom ons kyk wat noem Yeshua se disippels, Paulus en ander mense hom in die Nuwe Testament. Hulle noem hom Lord G2962. Ongelooflik. En wat van die een, Matteus 7 vers 22 tot 23 wat Japie ook aanhaal. Baie sal vir my daardie dag sê, Here, dit wil sê Lord, Jahwe, G2962. Jahwe, Jahwe, het ons nie in u naam geprofeteer, in u naam duiwels uitgedrywe, in u naam baie kragtig gedoen nie. Nou watter name was geopenbaar gewees van die volk? Dit was die naam Jahwe wat reg in die begin af aan ons geopenbaar was. En nou kom en hy verlos, dit wil sê Yeshua. Dieselfde wese in die Ou Testament kom en verlos. En dan vers 23, en dan sal ek van hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. Dit wil sê, julle wat die wet verbreek. Dis het hulle hom nie lief nie, want hulle bewaar nie sy gebooie nie. Nou kom ons kyk wat noem Paulus Yeshua. Let wel, Lord, en in Galasiërs ook, Lord G2962. En in Efesiërs, ook Lord. Dis kom dit baie keer voor in die Nuwe Testament. So nou baie mense verwerp vir Paulus. So kom ons gaan kyk na wat Petrus Yeshua noem. Ongelooflik. Hy noem Yeshua ook Lord G2962. Wat van Judas? Presies dieselfde. En wat van Openbaring? Dus volgens let wel die Nuwe Testament sê hulle Yeshua is Lord G2962. Dit wil sê God, Lord, Master. Maar nou beskou ons die Christene as afgodedienaars as hulle sê Jesus is Lord G2962. Maar dit is wat hulle sien in die Nuwe Testament. Maar jy sien dit nie. En baie mense wat die Messias verwerp, hulle sien dit en dit is hoekom het hulle hom verwerp. En so kan baie mense, wat ek nou hier so sê, ook Yeshua verwerp en die Nuwe Testament verwerp, want hulle kan nie die konneksie maak dat Jahwe Yeshua is nie, en so is hy nie volgens hulle dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid nie, en nou verwerp hulle sommer die Nuwe Testament. En dit is wat die mense moet voorpas op. As jy dit nie gaan sien nie, en jy begin dit naderhand in te sien, en jy kan nie, if you can't connect the dots, dan gaan jy ook die Nuwe Testament verwerp, en Yeshua heeltemal en totaal verwerp, want op die einde van die dag gaan jy sien, dit lyk of hy die rol van Jahwe oorvat, maar hy doen nie, ons kan dit nie insien nie, dit is hoekom dat die mense hom dan so verwerp. Hy lig die sluier en ons besef, Jahwe is die lewe. Geloofsbelijdenis op grond van Yeshua begin. Hy is die lewe, hy is dit, maar dit gaan oor dit wat die lewe wat hy geleer het, daarin is die lewe.
Japie sê Jahwe is die lewe. En dan sê hy ook Yeshua is die lewe. En dan skielik korrekteer hy homself en sê Yeshua het die lewende woord van Jahwe gebring. En dit is hoekom dat hy gesien word as die lewe. Maar eintlik is hy die lewe. Maar kom ons kyk wat sê Yeshua self in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en wat? Die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En so sê Johannes dat Yeshua die lig en die lewe is in Johannes 1 vers 4. In Yeshua is let wel die ewige lewe. Dis die boom van die lewe wat die Vader aan Adam en die wêreld gegee het om van te eet sodat ons deur hom, dit wil sê deur Yeshua vir ewig kan lewe. As jy let wel in die Seun glo, het jy die ewige lewe. Johannes 3 vers 36. Let wel in die Seun glo. Dis as jy nie die Seun se gebooie onderhou en jou naaste se vrou begeer, dan luister jy nie na hom nie. En sal die lewe in Yeshua nie sien nie. En jy sal dink dat hy maar net die seun van 'n mens was, soos ek en jy. Nou hierdie mense dink hulle ken vir Yeshua, maar hulle verheerlik hom nie as hierdie goddelike wese nie, want hulle het dwaas geword, want hulle sien hom as 'n verganklike mens en nie as 'n onverganklike Elohim nie, en hulle stel hom gelyk aan die beeld van 'n verganklike mens, 'n mens wat kan sterf, want hulle sê hy is net die seun van Josef, en daarom sal Jahwe hulle oorgee aan hierdie losbandige leefstyl, en sodoende vereer hulle nie hierdie skepper nie, wat geprys moet word tot in alle ewigheid, en hulle word oorgegee aan hulle menslike begeertes, aan onreinheid, en so besoedel hulle liggame met ander vrouens, soos in Romeine 1. Hy's alles. Jahwe is alles. Ja, Yeshua is alles. 1 Korintiërs 1 vers 16, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is. Vers 17, en hy is voor alle dinge, en in hom, dit wil sê in Yeshua, hou alle dinge stand. Johannes 1 vers 3, alle dinge is deur hom ontstaan. 1 Korintiërs 8 vers 6, tog is daar vir ons maar net een Elohim, die Vader uit wie alles is. En ons tot hom, en let wel, een Here, een Jahwe, Yeshua Messias, deur wie alles is. En ons deur hom. Die kennis is egter nie vir almal nie. Ja, dit is baie waar, die kennis is egter nie vir almal nie. Moet nie dat ons deur wysbegeertes of dat nietige mense ons mislei en ons weglaat beweeg van Yeshua se goddelikheid nie. Kolossense 2 vers 9, want in hom, in Yeshua, woon al die volheid van die godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Ons Bybels kan ons stikkend lees en inkleer, maar as ons nie die kennis het van die Seun nie, dan ken ons hom steeds nie. Dis is Yeshua ook alles. Hy's die skepper God. Jahwe is die skepper, maar die Nuwe Testament sê, Yeshua is die skepper. Johannes 1 vers 3, alles is deur hom gemaak. En hierdie vers beklemtoon Yeshua se rol in die skepping. En dan Kolossense 1 vers 16, want in hom, want wie in Yeshua is alle dinge geskep. In die hemel het wel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare, het sy trone of heerskappe, of owerhede of magte. Alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Dit bevestig Yeshua se rol as skepper van alles. En dan Hebreërs 1 vers 2, en deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hierdie vers beklemtoon dat Yeshua die skepper van die wêreld is. Hierdie verse beklemtoon Yeshua se goddelike natuur en sy rol as die skepper van alles. Dus wie is die skepper ook? Yeshua. Hy's die Alfa en die Omega. Hy's dit wat lewe is en altyd sal wees. Ja, Japie, daardie God was God van die begin af. En hy verander nie. Hebreërs 13 vers 8, Yeshua was gister die Ou Testament en vandag dieselfde tot in ewigheid. Jahwe is die Alfa en die Omega. Ja, Jahwe is die Alfa en die Omega. En wat is Yeshua? Yeshua sê self, hy is die Alef en die Taf, of die Alfa en die Omega. En so sal hy vir jou water uit die fontein gee van die lewe, verniet. Dan sal julle daarvandaan, dis in ons verstrooide stad, vandag, Jahwe jou God soek en vind, as jy hom met jou hele hart en siel soek. Nou Japie haal Deuteronomium 4 vers 29 tot 31 aan. Nou, hierso sê hulle dat ons vir Jahwe moet soek met ons hele hart en ons hele siel. Maar hierso in Matteus 6 vers 23 sê Yeshua, maar soek eers die koninkryk van Elohim en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Nou wie is ons koning? Dis Yeshua. Yeshua moet ons soek
en sy gebooie onderhou, want hy sê in Johannes 14 vers 5, as jy my lief het, bewaar my gebooie, asook Johannes 14 vers 21, Johannes 15 vers 10, en dan in 1 Johannes 2 vers 3, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. So jy sal Yeshua ken, as jy sy gebooie bewaar, maar as jy Yeshua nie ken nie, en oorspel pleeg, dan sal jy nie Yeshua ken, want jy bewaar nie sy gebooie nie. As jy in die nood is, hier, derde wêreldoorlog, en al hierdie dinge aan die einde van dae oor jou kom, sal jy na Jahwe jou God terugkeer en na sy stem luister. En dan wie se stem wil hulle nie geluister, en elke keer het hulle nie Yeshua se leer aangeneem nie, hulle wou nie na hom geluister het nie. Nou hier in Joel 2 sien ons dat as hulle die naam van Jahwe aanroep, dit wil sê hulle kom in die tyd van nood, want hier kom hierdie engel en hy kom met vuur en die mense roep hom aan, hulle roep sy naam aan. So elkeen wat die naam van Jahwe aanroep, H3068, wat ook eintlik dieselfde is as G2962, wat hulle Yeshua noem, sal gered word. Nou so bevestig Handelinge 2 vers 21 dit ook, en hulle verwys met hierdie gedeelte na Yeshua, dat as jy die naam van Yeshua aanroep, sal jy gered word. En kyk gou weer, hoe vertaal die Grieke 2962 en H3068 as dieselfde wese? Dit wil sê, Yeshua is Yahwe, gister dieselfde, vandag dieselfde, tot in ewigheid of hoe. En in Yeshua se naam word ons gedoop, en deur sy naam aan te roep, dan word ons gered in die tye van nood, van die derde wêreldoorlog, of watter nood oor jou mag kom. Nou die Vader het Yeshua verhoog en hom let wel 'n naam gegee bo al die name. En so sal almal wat in die hemel of op die aarde of onder die aarde die knie voor Yeshua buig en hom aanbid. En so het die Vader Yeshua se naam verhoog en hom 'n naam gegee bo al die name, want deur sy naam word jy gered in die tye van nood. En as ons aan hom glo, sal ons nie beskaam staan nie. Want hy is dieselfde Here, of met ander woorde Jahwe, as ons hom aanroep. En as ons hom aanroep in die tye van nood, sal ons gered word. En dan Deuteronomium 4 vers 31, wat hy aanhaal, Jahwe is barmhartig. Wat van Yeshua? Wat is hy? Wat is sy karaktereienskap? Johannes 1 vers 14, hy is vol genade en waarheid, vol barmhartigheid, ja. En so ontvang ons deur Yeshua genade op genade, Johannes 1 vers 16. En so kan ons met alle vrymoedigheid na die troon van sy genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade op genade vind op die regte tyd. Hebreërs 4 vers 15 en 16. Want ons ken die genade van ons Jahwe, Yeshua Messiah, 2 Korintiërs 8 vers 9. Dis is Jahwe en Yeshua genadig. Dis dieselfde wese. En hulle vat die Messias, wat in Markus 10:45 sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, hulle vergeet wat hy leer en hulle dien hom. Yeshua se taak was om te dien en sy lewe as losprys let wel vir sy volk te gee. Matteus 20 vers 28. Dis het hy nie nou gekom om te heers nie, want hy het 'n taak om te voltooi, en dit is hoekom dat hy sê, hy het nie nou gekom om gedien te word nie, maar almal gaan hom dien wanneer hy weer gaan kom. Hulle vat nou hierdie vers en hulle kry tunnelvisie en hulle verstaan nie wat Yeshua bedoel nie, en dit is hoekom dat hy in gelykenisse met hulle praat. Yeshua kom om te dien en hy lê sy lewe af. Dit wil sê, die een wat kom om te dien, hy is baie groot onder ons. En kom ons kyk net 2 verse nadat hy gesê het, hy het nie gekom om te dien nie. Nou wat sê hy hier so in Matteus 20 vers 25? Maar Yeshua het hulle na hom geroep en gesê, julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. Hy sê, maar so moet dit onder julle nie wees nie. Hoekom nie? Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaars wees. Kyk na die groter prentjie, mense, asseblief tog. Hy is groot, hy dien. In Yeshua se koninkryk is leierskap sinoniem met diensbaarheid, nie mag nie. Dis is hy die grootste onder ons en oor al die ander wêreldse konings. Yeshua sê, hy is nie goed nie. Hoekom nie? Want hy is in 'n gestalte van 'n mens. Maar deur hierdie gelykenis wat hy spreek, dan kan ons sien dat hy is 'n goeie koning, want hy is hier om te dien, nou nie gedien te word nie. Hy kom om te dien. Hy verwag nie net van mense nie, hy kom om te dien. En dan, deur sy diensbaarheid sê hy self, dat hy, en kyk nou mooi, die goeie herder is, wat dien en sy lewe aflê vir die skape.
Dis sê hy eintlik self, hy is die goeie herder. Maar ons sien nie sy gelykenisse nie, want ons is blind, ons oë word toegehou. En let wel, die huurling is nie die eienaar van die skape nie. Dis gee hulle nie om vir die skape nie. Maar die skape is syne. Dit wil sê, ons behoort aan hom, hy is die goeie herder. En let wel, ons ken sy stem, en ons luister na sy stem, en ons sal een herder hê, naamlik Yeshua. Maar in Psalm 23 sien ons, Jahwe is die herder. Dis is hy die goeie herder, hy is die herder van Psalm 23 waarvan Dawid gespreek het. Ons het Yeshua in die plek van Jahwe, want Yeshua is Jahwe. Of verstaan Japie nie wat Immanuel beteken nie? Immanuel beteken Elohim met ons. En wie het ons kom leer? Net 'n mens of die seun van Josef? Of Elohim self? Jesaja 54 vers 13 sê, Jahwe sal ons self kom leer, en dit is wat Yeshua self kom doen het. Elohim het ons geleer, en hulle het hom gedood. Hulle wou nie na hom luister nie. Nou hierdie heerlikheid is van Yeshua ontneem, omdat hy nou in 'n gestalte van 'n mens was, het die mense hom nie vereer nie, hulle het hom verag, hulle spot met hom, hulle het hom geslaan, hulle spieg op hom, en hulle erken hom nie vir wie hy is nie. En as ons nou so kyk na Filippense 2 vers 6, was hy gelyk gewees aan Elohim, aan die Vader gewees, maar hy het hom nie geag om gelyk aan hom te wees nie. Hy was nederig gewees. En so was Yeshua van hierdie heerlikheid ontneem gewees, en hy is teleurgesteld en hy is hartseer daaroor, en hy smag na hierdie heerlikheid wat hy gehad het in die hemel, voordat die wêreld geskape was, en hy bid tot die Vader, en hy vra in Johannes 17 vers 5, hy sê, en nou Vader, verheerlik my by u self, met hierdie heerlikheid wat hy gehad het, voordat die wêreld was. Let wel, hy het daardie heerlikheid gehad van die begin van die wêreld af. Maar hy het nie hierdie heerlikheid gekry hier op die aarde nie. En die mense wat Yeshua geken het, wou hom met alle mag koning gemaak het. Maar sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Sy koninkryk is 'n hemelse koninkryk. En dit is wat hy gehad het voordat die wêreld was. Maar ons as mense besef dit nie. En ons stel hom gelyk aan 'n verganklike mens, want ons het dwaas geword. Ons is mislei. En nou verwerp hulle Yeshua se prediking, want hy het gesê dat niemand nog opgevaar of neergedaal het nie, behalwe hy self nie. En so is hulle oë verblind, en hulle hart is verhard, en hulle bekeer nie na hom toe nie, en hulle word afgesny van hom en van sy heerlikheid. En kyk nou mooi wat sê Yeshua van Jesaja hier in vers 41. En dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien het en van hom gespreek het. Let wel, Jesaja het ook Yeshua se heerlikheid gesien, en hy het ook van Yeshua getuig. En so was Abraham ook verheug toe hy Yeshua gesien het. En so het Moshe ook net van Yeshua getuig, of met ander woorde geskrywe. Want Yeshua is oral te vind in die Ou Testament. Maar jy sal dit nie sien as jy sê hy was nie deur 'n maagd gebore gewees nie, en as jy dink net hy was 'n seun van Josef gewees nie. Jahwe ons God sal soek, en die werklike Messias. En dan sou hulle werklike koning soek. Nou Japie sê, ons sal die werklike Messias volg. En hy haal aan Hosea 5. En hy sê, ons sal die werklike koning soek. Nou wie is die koning wat hy eintlik self ken? En hy sê dit is Yeshua. Nou wie het Yeshua gesalf as koning? Hoekom word hy Messias genoem? Want Messias beteken gesalfde. Nou wie het Yeshua gesalf? Die Vader self. En dan in Psalm 2 vers 12, dan sien ons, moet ons die seun kus. Nou die betekenis van die woord kus is om ons te bewapen met hom. Hy is ons wapenrusting, en ons moet by hom skuil, en dan sal ons veilig woon, want hy is mos die ewige lewe. Hy was gesalf as die erekoning, en so het hy die geboeides uit die gevangenis, dit wil sê die doderyk, bevry. En so bevestig Hebreërs dit ook, dat die Vader, Yeshua, let wel as koning gesalf het. Let wel, Yeshua se koninkryk is tot in ewigheid. En kyk mooi wat sê Hebreërs 1 vers 8. Maar van die seun, u troon, o Elohim, is tot in alle ewigheid. Askies, sien ons dat die Vader, die seun, let wel die seun, wat noem? Elohim. Ongelooflik. Die Vader sien Yeshua ook as Elohim. So dis is Yeshua die ewige gesalfde koning van die Vader, en naby die einde kom Japie by die bruilofsmaal uit. Ons moet die weet om te kan kom by 'n bruilofsmaal, om te kan kom by 'n
volksverontmoediging? Nou met wie trou die bruid? Met die pa of met die seun? Wie hou die bruilofsfees? Die vader hou dit vir sy seun en die volk trou weer eens met die seun. Hulle het 'n verbond met die seun, dit wil sê die engel van die verbond wie se koms soos op Sinaï skrikwekkend sal wees, met 'n groot gedreun, weerligte en met vuur. Nou hoe kan ons as volk verootmoedig? Soek die koning Yeshua, weet hy verander nie. Hy is gister dieselfde tot in ewigheid. En dan gryp die geregtigheid vas, dit wil sê sy wet. Dit is hoe ons as volk kan verootmoedig en een kan word soos Yeshua gebid het in Johannes 17, om niks van sy wet weg te kom vat, of sy feeste te verkrag en die lam uit besigheid te vat nie. Draai jou rug op die lam en die lam sny jou af van hom en so sal jy nie sy heerlikheid sien nie. En so was die volk afgesny as hulle die eerste of die tweede besig gehou het, soos voorgeskryf nie. Hoe moet ons Jahwe soek? Ons vind hom in sy feeste en soos ons gesing het, gaan die feeste net oor wie? Yeshua, die seun. Soos Jaapie Deuteronomium 4 vers 29 tot 30 aanhaal, sê hy, ons moet Jahwe soek met ons hele hart. Verwys dit werklik na sy feeste? Nou kom ons kyk wat sê Jubileum 1 vers 14. Ons het afgewyk van sy wette en sy gebooie, en let wel ook sy feeste. Nou Jabie verkondig die terugkeer na Jahwe se wet en sy gebooie, en dit is fantasties om dit te hoor en dit te sien. En so moet ons ook daders van die wet wees, en die wet self begin toepas en onderhou soos dit voorgeskryf was, sodat die mense nie vingers na jou kan wys nie. En so moet ons terugkeer na sy feeste. Ek glo en vertrou dat Japie en sy gemeente saam vergader het vir die Pesach wat nou onlangs verby was, en van die lam geëet het. Want die lam is 'n heenwyse na Yeshua. Verkondig en hou die 3 hooffeeste saam met jou gemeente en dit sal deel wees van eensgesindheid, verootmoediging. As ons so na Jubileum 1 vers 14 tot 15 en Deuteronomium 30 vers 1 tot 5 kyk, dan sien ons, as ons werklik Jahwe soek, sal ons sy wette, sy gebooie, sy Sabbat en let wel die feeste onderhou. Yeshua is in die feeste en daarin sal ons hom vind, want die feeste gaan net oor Yeshua, ongelooflik. En ons sal hom dien met ons hele hart en siel, as ons ook sy feeste eenparig hou. En interessant vergelyk Yeshua sy liggaam met die tempel, en as hulle dit afbreek, dan sal hy dit weer oprig, dit wil sê as hy opstaan. En as ons in sy naam, let wel in sy naam, die naam bo al die name vergader, dan is hy, let wel die tempel in ons midde. Nou die woord vergader beteken Christian gathering. Dit wil sê dit is 'n geloofsbyeenkoms. Met ander woorde 'n fees. En as ons in sy naam, die naam wat aangeroep moet word, in daardie naam vergader, dan sal hy die tempel in ons midde wees. Want dit is sy fees en ons vier die fees tot sy heerlikheid. Halleluja! Dus moenie die lam uit Pesach haal nie. Vier die fees tot sy gedagtenis. Nou Jabie en baie ander aanbid Jahwe en hulle hang hom aan. En ja, hy is alles. Hy is die brood van die lewe. Hy is die waaragtige lig. Hy is die alef en die taf. Die een wat met vuur kom. Hy is die erekoning. En ons het 'n verbond met hom. Hy is die bloedbruidegom. Dus glo ons dieselfde, maar ek sien dat hy gister Jahwe was. Vandag Yeshua, want Jahwe het self gekom en ons verlos. Hy is die bloedbruidegom. Ons trou met hom. Ons trou nie met die Vader nie. En soos Jahwe se naam of karaktereienskap was, kyk uit vir die hand en kyk uit vir die spyker, het hy daardie naam vervul en sy naam of karakter is nou Jahwe het verlos. Dit wil sê Yeshua. En so sal sy naam een word en ons sal een herder hê. En hy sal ons koning wees. Yahwe Melech. Maar ons almal en Japie ingesluit, weet Yeshua gaan oor ons koning wees. Maar hier sien ons in Sagaria 14 vers 9, gaan Yahwe koning wees. Maar het is dieselfde wese, Yeshua. Maar ons besef het nie. Maar ons kyk uit 'n ander oogpunt uit. Dit is soos om na die nommer 9 te kyk. Want van voor dan sien ek die nommer 9. Maar jy is aan die ander kant en jy sien die nommer 6. Nou beide partye is reg met wat hulle sien. Maar jy sien die nommer 6, wat die getal van 'n mens is. En ek sien die nommer 9. Maar as jy my 'n kans gee om te verduidelik, en jy aan my kant kom staan,
sal jy dan ook die nommer 9 sien. Dis is dit jou keuse. Gaan jy moeite maak om na my lang studiestukke te luister en te lees? Of soek jy kitskos? Soek en vind Jahwe in sy wet, in sy insettinge, sy feeste en sy gebooie, sodat jy kan lewe en Jahwe of Yeshua vind in sy feeste. Ek het nog nie die krag gehad om na deel 2 en 3 van hierdie videoreeks te kyk nie. So as ek 'n kans kry en daar is goed wat Yeshua uitbeeld of nie reg is nie, dan sal ek daarop reageer en iets plaas soos ek 'n kans kry. Hou net vas aan Jahwe se onveranderlike woord en luister na sy stem. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom.